Waarom glo jy dat dit so belangrik dat mense doelbewus aan hul denke en geestelike groei moet werk? Man, ek gaan jou 'n verhaal vertel van Jeremia. Jy het uiteindelik nou begin toe jy ook sê die Here in die bootjie. Jy moet geestelik gebalanseerd wees om 'n ding te doen in hierdie waaroor, maar kom ons bly in Suid-Afrika. En jy moet in die toekoms kan inkyk en ons hoor kort wat gaan die ekonomie doen? Wat gaan van die eiendomme word? Wat gaan met die boere gebeur? Wat gaan met die kerke gebeur? Wat gaan met vennootskappe gebeur in maatskappye? Wat gaan gebeur met werknemer teenoor werknemer? Jy ken nou al die goed wat ek nou sê. En as jy verstaan dat jy eers in jou siege, jou gees jouself moet regkry. En ek het vanoggend gesê toe ons oor hy melaatse manne gepraat het, maak jouself reg dat jy's in 'n oorlog, nie teen mense nie, maar daar gaan die heeltyd houe na jou toe geslag. Dit kan die dokter wees wat vir jou sê, oeps, ons sit met 'n skeet hier, jy sal moet kyk. Ja. Dit kan wees dat die boekhouer vir jou sê, ons weet nie hoe gaan ons jy gaan hierdie, as jy nie iemand nou ken nie, die prokureur vir jou sê, boeta, as ons nie aan hierdie ding werk nie, gaan jy nie in die hotel vanaand slaap. Ja. So, jy moet hierdie ding sterk hê. En natuurlik, hoe meer jy in Christus is, hoe sterker is jou siege. Ja. Maar, wat gaan die ekonomie doen? Ek dink nie ons moet ooroptimisties wees nie, maar ek dink ook nie ons kan toelaat dat swartgalligheid en negativiteit in ons gemoed inkom nie. Dis reg, daar's manne wat hierdie dinge raak sien, hulle slaan spykers op die kop, maar jy moenie emosioneel in 'n gat gaan lê nie. Ja. Want daar's altyd as 4 melaatse manne. Maar wag, kom ons praat oor 'n ander man. Jeremia, ek het dit hierop gehou, die notaatjies hier. Jeremia is 'n magtige profeet en hy profeteer vir Juda en hierdie saak gebeur in Jeremia 32 wat ek nou van praat. Nou moet jy weet, Jeremia is 'n moeilike profeet. Hy man is moeilik. Hy sê so vandag se pastore moet nou sê what would Jesus do? Daai man het nie daai goed gedoen. Onthou die koning is vir hom kwaad. Met ander woorde, Sedekia. Jeremia is 'n sodanige profeet. As hy in Amerika 'n profeet was, sou hy byvoorbeeld 100% toegang tot Donald Trump se kantoor enige tyd gehad. Yes. Dis die kaliber. In Suid-Afrika sou hy 100% toegang tot Cyril Ramaphosa se. So dis nie net 'n profeetjie onder in 'n kerkie nie. Nou en nou sê ook nie maklik nie. En hy so. En hy sê so sê die Here, hierdie Juda sal in ballingskap gaan en Babylon sal julle kom oorneem. Hulle gaan vir julle wegvoer. Hier gaan niks van hierdie besigheid oorbly nie. Hier gaan niks van hierdie ding oor. En nou moet jy hierdie ding hoor. Jeremia 32. Gaan lees hom. Dis 'n baie belangrike ding. Is alles reg daai kant. Jeremia 32. Laat hardloop hierdie ding. En Jeremia, ek wil net gou sy naam kry. Jeremia se familielid, hy het 'n neef of ek het nou vergeet wat hy is. Sy naam is Anamal. Kom na hom toe. Nou Anamal is nou soos ons nou in Suid-Afrika. Sy familielid is mos 'n profeet man. So hy profeteer hoe hierdie land gaan sink. Ja. En Anamal besit 'n eiendom. Nou dink nou, hoe werk hierdie ding? Jeremia is in die gees, Anamal bekyk, hy lees die Koran, dan sien hy die eiendomswaardige, die Babylon gaan hulle inval. Ja. Die Nebukadneser is reg, hy gaan wen. Jeremia sê ook, so sê die Here, Sedekia, hulle gaan vir jou nog, jy sal leef. Hy sê vir die koning, jy sal leef, maar jy gaan in gevangenskap. Nou kan jy glo die profeet het 'n familielid, kom ons noem hom 'n neef of iets, en hy sien hierdie ding. Ja. En hy sit met 'n stuk grond, en hy kom na Jeremia toe in Jeremia 32 en hy sê vir Jeremia, wil jy nie die grond by my koop nie? Toe is die manne besig om so lank van grond ontslaat, want onteiening is dan nou die ding. Ja. As daai lot inkom, dit is letterlik, jy gaan kyk, maar Jeremia profeteer, hy sê, julle sal in ballingskap ingaan, maar God sal julle laat terugkeer, en julle sal in Esra, hy profeteer, dit het in Esra, in die boek Esra, onder die koning van Persië, Kores, jy het gebeur soos hy, julle sal weer hier handel dryf, julle sal weer eiendom hier hê, julle sal weer in besigheid hier wees. Hy profeteer, hy sê, maar voor dit gebeur, sal julle in ballingskap gaan, dit was 70 jaar, wat hulle weg is, en Anamal kom na Jeremia, hy kyk uit 'n ander plan, hy sê vir Jeremia, hy moet weer praat man. Dan sê Jeremia, okay, laat ek gou terugkom uit die hemel uit. Hy sê ek het daar 'n stuk grond. Toe werk Anamal basies uit
dat die goed gaan gebeur, en grond gaan al by hulle gevat, wel dit het gebeur, word of hy gaan 'n appel en 'n ei vir dit kry. Ja. En ek dink die profeet is mos nou dom. Plan maak. Hy sê vir hom, weet jy, het jy 'n paar rande, of 'n paar whatever daar by jou, dan kan jy daai lappie aarde kry. En die geskiedenis leer, dis nou nie in die Bybel nie, dat die vermoede is dat hulle het geglo dat as jy nou kan smous, al kry jy appel en hy cash in. Yes. Daar's nog 'n bietjie room gryp. En Jeremia, maar ondertussen man van God, die heerlikheid van die Here is bo daai man. Yes. Hy sê so sê die Here, en tot aan Nabal se verbasing, in Jeremia 32 sê Jeremia vir hom, ek vat daai grond. Dis net voor die onteiening begin gebeur. Dis net voor Babylon begin inval. En die man is te bly. Ja. En Jeremia kry teen 'n bargain 'n stuk grond. En hy sê, as ek die grond koop, dan vat julle in ons terme die aktes. Ja. Dan gaan bære julle dit in erdekruik, sulke wat hulle leerstelsel met hulle so met klei gemaak. Yes. Dan gaan bære julle daai aktes in daai goed in. En dan gaan stoor julle, en hy sê vir hulle dit daar op 'n plek, en dan los julle daai ding. En dit was skaars, hy het die geld betaal, hy het die stukkie grond gekry, te klap hy skoot wat Jeremia geprofeteer het. En hier is hier 'n punchline, jy gaan 'n interessante ding. En in die geloof, jy gaan nou hoor ook wat ek sê, hier is hier 'n punchline. In die geloof, om sy profesie te bevestig, sê Jeremia vir daai neef of familielid van hom, ek sal hy grond vat, want God het gesê, hier sal weer dinge in hierdie plek gebeur. Ja. Daar gaan 'n tyd van ballingskap wees. Daar gaan 'n tyd wees waar julle in bondage gaan wees. Maar God gaan julle terugstuur en dan gaan ons goed doen. Dan het hierdie lê die stuk grond hier. Ekskuus tog, interessant. Jeremia toe die skootklap het Jeremia slim gemove. Hy's eers Egipte toe en al daai goed. Maar Jeremia is dood. Hy het gesterf van ouderdom. Ja. En hy was 'n ou man toe die goed gebeur. En daar's een van twee vermoedens oor daai stuk grond. Die eerste een is 70 jaar later, toe kom daai volk terug en onder Kores, die koning van Persië. En die ouens kon daai kruike kry met die aktes binne wat hy laat wegsteek het. En as sy familie gehad het, het sy familie daai grond letterlik op daai grond gaan instap en het gekry. As God wil jy moet grond kry, sal jy kry. As hy wil hy moet eiendom kry, sal hy eiendom kry. Maak nie saak wat sê die staat of wat ook al gebeur. So die aanvanklike eerste opsie is dat hy moontlike familie gehad het wat geweet het waar's daai kruike. Ja, ek wil net sien wat het hulle dit gebeure. Ek het hierso iewerster, maar dit is 'n tipe kruik wat hulle by klei gemaak het met die papierwerk, die aktes binne. Ja. En dit gaan uithaal. Die ander ene is dat dit 'n ewigheidsprofesie is tot in die toekoms van Israel in die ewige koninkryk van God. Okay. Want Israel se belofte daar waar hy nou is en groter is vir ewig. Ja. Is vir ewig. Ja. En dat hulle sê dalk of in die oorlog het daai kruike skade gekry en verlore gegaan. Hoor nou mooi. Of daai kruike is soos daai kruikrolle wat hulle die Bybelstukke gekry het. Ek het nou vergeet wat dit is. Daar's 'n ander een wat hulle ander gekry daar by 'n ander plek. Dat daai goed, hoor nou mooi, lê nog iewers en moet opgegrawe word. Dis millenniums later. Ja. Moet opgegrawe word. En as daai goed gekry word, gaan die location en die adres in Israel staan waar Jeremia se grond nou nog is. Ja. Ons praat nou van eeue en eeue later. Yes. Verstaan jy wat een eenvoudige doen daai ding transaksie kan doen, die raaisel. Ja. Omtrent daai deal is tot vandag toe aan die gang. Wat het eintlik van Jeremia se grond geword? En as Jeremia se grond daar is en hulle weet van hom, weet jy wat gaan hy grond werd wees? Ja. Hy is al lank al by die huis. Hy is al lank al kom.
Sy geskiedenis, Jeremia is Jeremia. Maar hy het 'n ding gaan doen in die geloof, soos hy melaatse manne. Hulle wou eet. God het gesê, right, solank julle move, dan sal ek 'n volk verlos. Ja. Jeremia het 'n stuk grond gaan koop in die geloof dat God sal sy volk verlos, terugbring. So die vraag, om dit vir jou te antwoord wat jy gevra het, is dat die volgende, jy moet in die gees gaan kyk. Yes. Moenie net as jy nou 'n ding doen. Ja, maar ek het nou die ding, of ek het daai probleem, of ek bly nou in Pretoria, of ek bly in die Kaap, of ek bly in 'n plattelandse dorp. Moenie na dit kyk nie. Hou jou geestelike visie reg. Moontlik wil die Here hê jy moet 3 tree loop, want God stel belang in jou legacy ook. Ja. In jou nalatenskap. Yes. Wat gaan na jou dood? As jy eendag gesterf het, wat gaan hulle... Ek het nou die dag vir 'n ou gesê, ou Pel, jy leef so tipe lewe, hulle gaan nie eers sleg van jou praat as hulle doodgaan nie. Dan moet iets gesê word. Goed of sleg, jy kan nie net. Ja, maar gaan daai ou daar wees en my dra. En gaan daai ene, weet jy, goed word mos al lank voor die tyd uitgewerk. Ek weet van een ou het al sy goed uitgewerk, wie hom gaan dra en al hy goed. En voor sy begrafnis toe se al hy ouens dood. Toe hulle almal gedra. Jy weet dit is jy kan nooit mos so 'n voorspelling doen nie, man. Vergeet om daaroor te gaan hulle goed van my praat en gaan waar gaan dit wees? Hoe gaan dit werk? Nee. Hoe is jou geestelike visie? Jeremia het nie na sulke goed gekyk nie. Hy was die ou wat voorspel het. Hier kom groot moeilikheid, maar jy koop dan 'n stuk grond. Does it matter? Hierdie grond. Se batekrag sal tot erkenning kom. Baie magtige storie. As jy net na hierdie dele in die Bybel gaan kyk na van hierdie manne, sal jy weet, doen 'n ding. Dit kos jou niks, wel, of jy kan skoor. Dit is hom 'n paar aan ietsie gekos, maar man, hy het hom teen 'n baken gekry. nog steeds hy het dit gaan doen en soos jy nou gesê het, kyk wat is daar wat nou nog miskien 'n verhaal. Ja. Die ouens as jy nou ingaan, waar's dit? Wat het gebeur? Het hy familie gehad wat die grond gekry het? Die goed, hy gaan lees in Jeremia 32, hy sê hoe moet dit gebeure word? Dis eintlik 'n baie pragtige verhaal. Hy het julle beskrywing gegee. En nou vandag hier waar ons sit ons eintlik met vrae. Waar is hy plek? Want dis Jeremia. En hy het voorspel, dit gaan nie goed gaan nie. Ja. En hoe meer hy voorspel, dit gaan sleg, hoe meer koop hy eiendom. Maar hy het geweet, die Gees het vir hom gesê. 100%. So, die van julle wat kyk, doen hy ding. As jy 'n property wil koop, doen dit. Dan sê hy, ja. As dit daar iewers in die Kaap is, nooi ons asseblief. Ons sal vir jou gaan kyk en al daai goedjies doen. Ek sal die visstokke en die charcoal bring. So, doen hom asseblief. Hulle wil die aas voorsien, die chokka en die sardientjies en die rooi aas. Daai goed is al duur, man.